Ek is Josef Oosthuizen en vandag gesels ek met Dani Malan en ons gaan voort om oor manlike Christendom te gesels. Hierdie is al die 14de episode in hierdie reeks en vandag gesels ons oor die 11de hoofstuk van die boek Masculine Christianity, geskryf deur Zachary Garris. Die titel van hierdie hoofstuk is Manlike gesag strek verder as die huis en die kerk. Die Engelse titel lees Masculine Authority Beyond the Home and Church. Dit beteken, dit gaan tot in die gemeenskap, tot in die samelewing. Dit is hoe ver die manlike gesag strek. Dit is die punt wat Zachary probeer maak. So Dani, wil jy ons hier inlei in hierdie hoofstuk? Hoe pas hierdie hoofstuk in die boek en waaroor gaan hierdie hoofstuk? Dankie Josef. Dit is asof met elke hoofstuk wat ons doen, dan dink ek, hierdie is nou regtig 'n belangrike hoofstuk. Hierdie is verskriklik belangrik, ons moet hierdie mooi verstaan. En, maar, dan kom ons by die volgende een, en dan wil ek het maar net weer dieselfde sê. Maar ja, goed, so hierdie is regtig 'n belangrike hoofstuk. Maar weer in die raamwerk van die boek het 3 dele, die probleem, die antwoord en die oproep. So die probleem, hoofstuk 1 tot 3, die antwoord hoofstuk 4 tot 11 en die oproep in hoofstuk 12. So ons is nou baie naby aan klaar. Ons is nou by hoofstuk 11, die laaste hoofstuk oor die antwoord. Nou net weer as ons die antwoord wil opsom in een sin, is dat die antwoord is patriargie wat begrond is in die skepingsorde en uitgeleef word in die huis, in gemeentes en in die samelewing. En dit is waar ons nou is, by en in die samelewing. So, maar belangrik weer hier, en hy gaan 'n bietjie weer terug na wat hy gedoen het in hoofstuk 5 en 6, oor die begronding van die skepingsorde die begronding van die geslagsrolle in die skepingsorde. So dit bou so mooi op mekaar, is jy moet die skepingsorde reg verstaan, dan sien jy hoe dit sigbaar raak in die huis, en dan van die huis af, vloei dit nou oor na die kerk en die samelewing. En dit gaan jy nou 'n paar keer sien in hierdie hoofstuk, is ook die verband tussen huis, kerk en samelewing. En dit is nogal so 'n nuttige hoofstuk ook om jou denke daarin te orden, oor hoe die 3 ook verband hou met mekaar. Hulle staan nie los van mekaar nie. Nou, net vinnig uit die inleiding van hierdie hoofstukkie. Wel, hoofstukkie, dis die langste hoofstuk in die boek. So. Ja. Daar's behoudende groepe in die kerk wat weerstand gebied het teen die feminisme, in die huis en in die kerk. Maar baie het daar gestop. Hulle het nie weerstand gebied teen die uitwerking van feminisme in die samelewing nie. En in 'n sin is die publieke sfeer dan afgestaan aan die feminisme en die feministe. En jy sien hoe dit net deurgetrek het in alle ander aspekte van ons lewens. En die gevolg is dat vroue vul al die posisies in die samelewing wat in die Christelike geskiedenis nog altyd uitsluitlik manlike posisies was, van soldate en polisie tot die gouverneur en die president. Dit was nog altyd in die Christelike geskiedenis, was dit manlike posisies. Dit was uitsluitlik mans wat in daai rolle was, maar nou vandag is dit baie algemeen, dat jy kry vroue wat in al hierdie posisies ook is. Nou, sommige meen dat die skrif nie so duidelik is as dit kom by die publieke sfeer nie, soos wat dit is oor die huis en die kerk nie. So, daarom is hulle stil oor hoe, as ons dan nou oorbeweeg na hoe dit lyk in die groter kringe, of in die publieke, die burgerlike kring, sê hulle, wel, die skrif is nie so duidelik nie, so ons is ook maar versigtig en stil om iets daaroor te sê. Nou, wat ons vandag het, is wel 'n wegbeweeg van die historiese praktyk. So in die verlede het ons vaders nie gedink dat dit so stil is nie. Ja. Hulle het baie definitiewe standpunte gehad, en ons sal nog, as die Here wil, waarskynlik in 'n volgende episode, ek dink ons gaan hierdie hoofstuk in meer as episode moet dek, maar daar is dan aanhalings van daai vaders wat op ons moderne ore nogal hard kan val. Ja. Maar dis goed om te hoor hoe dit wat nou vir jou so gemaklik is op die oor, is nie wat die historiese standpunt is in hierdie goed nie, en dat dit jou regtig moet uitdaag. Maar goed, so, in ons tyd is al wegbeweeg van die historiese Christelike praktyk,
En daar word nie rekening gehou met uitdruklike tekste oor vroue in die weermag en in die burgerlike owerheid nie. En hulle hou ook nie rekening daarmee dat die skepingsorde van toepassing bly waar ook al man en vrou is. So dit is nie dat die skepingsorde is net van toepassing in die huis of in die kerk, maar sodra ons begin werk in die gemeenskaplike sfeer, daar waar gesinne saam kontak maak met mekaar, dan skielik in die burgerlike sfeer is daar nie meer 'n skepingsorde nie. So dis belangrik om so dis hoekom ons ek net gesê het, daai jy kan so van hoofstukkie tot hoofstukkie gaan en sê elke hoofstuk is verskriklik belangrik, maar as ons nou teruggaan na die skepingsorde hoofstukke, dis verskriklik belangrik. As jy die skepingsorde reg verstaan en verstaan wat is 'n skepingsorde, dan sê jy hierdie kan regtig nie beperk word net tot die huis en die kerk nie. Want 'n vrou bly 'n vrou wanneer sy ook in die publiek werk en die man bly 'n man wanneer hy in die publiek is. So, dis asof dit beperk word net tot die huis en die kerk, maar dan word daar eintlik dan nou skeiding gemaak tussen die huis en kerk en aan die een kant en die samelewing aan die ander kant. Nou daar is baie wat die inkonsekwentheid daarvan raak sien, dat hulle sien dat as vroue dan in die samelewing alles mag doen wat 'n man mag doen, maar waarom mag sy dit dan nie in die huis en die kerk doen nie? En dis 'n baie goeie vraag. As jy sê hierdie is 'n skepingsorde wat in die huis en die kerk is, maar ons doen dit nie in die samelewing nie. Dan as jy vra, maar is jy nie inkonsekwent nie. Ja. So dis 'n baie goeie en aktuele vraag om te vra. So hierdie hoofstuk wil wys hoe ons getrou aan die skrif moet bly, nie net in die huis en die kerk nie, maar ook dat Bybelse patriargie ook in die samelewing uitgeleef moet word. En dit is die fokus, is dan in die samelewing. Ja, so hy probeer dan hierdie punt maak dat die skepingsorde, hoe die man en die vrou geskep is, hoe hulle gewire is, dat dit van toepassing is oral. So nou, ja, wil jy miskien bietjie daaroor uitbrei, jy weet, hoe lyk dit, en miskien selfs van die ouens se teenargumente dit bespreek. Graag ja, so hier gaan hy dan nou weer terug na hoofstuk 5 en 6, wat hy net vinnig weer terugkyk na wat reeds gedek is, en dat geslagsrolle is gewortel in die skepping. Dis nie 'n kulturele ding nie, dit is nie maar net ons het hierdie, ons hou daarvan dat dit so moet wees, of ons hou nie daarvan nie, of dis nie die kategorie waaraan ons werk as ons praat oor man en vrou nie. Dit is 'n skepingsinstelling of 'n skepingsorde eerder. Dis 'n skepingsorde. Dit is hoe God die man en die vrou gemaak het. Die man is gemaak om vir sy gesin te voorsien, hulle te beskerm en te lei. En die vrou is gemaak om haar man te help, kinders te kry en om aandag te gee aan die huishouding. En op grond van hierdie skepingsorde weet ons dat manne gesag het in hulle huwelik. Dit was hoofstuk 7. En dat net manne dien as ouderlinge, ek dink mens kan nie bysit ouderlinge en diakens, so sy opsommingkie nou hier, het hy nou net verwys na ouderlinge, maar in al die besondere dienste in die kerk, hoofstuk 8 tot 10. So wanneer Paulus dan skryf oor manlike hoofskap, begrond hy dit in die skepingsorde, 1 Korintiërs 11 vers 9 en 1 Timoteus 2 vers 12 tot 14. So die vorige hoofstuk het nogal in detail daarop ingegaan. En hierdie skepingsorde is die rede waarom 'n vrou nie die manne in die kerk mag leer of gesag oor hulle uitoefen nie. En die vraag is nou, waarom sou hierdie net van toepassing wees op die huis en die kerk? Het die manier hoe God die mens gemaak het nie implikasies vir die res van die samelewing ook nie? Dis wat ons net nou by die inleiding ook aangeraak het, en hy gaan nou verder daarop in. En so, 'n vrou bly 'n vrou, ook wanneer sy oorweeg om te staan vir 'n burgemeester, of wanneer sy instorm in 'n veldslag in. Ja. Dis nie dat sy haar vrou wees agtergelaat, toe sy uit haar huis uitstap, en in 'n burgemeesters kantoor instap, en dan daar is dit geslagsneutraal. Daar is geslag nou nie meer 'n faktor nie, of as daar oorlog is en ons troepe wat ons moet beman, bewapen en instuur in die oorlog in, dan skielik is daar nie meer geslagtelikheid nie. Dan stuur ons enige mens in. So,
dit is nie wat ons, dit is duidelik nie waar nie. Ja. Die vrou bly 'n vrou, maak nie saak waar sy kom nie, en die man bly 'n man, maak nie saak waar hy kom nie. Ja, dit is die vrou is oor die algemeen fisies swakker as mans, nee, dit is 'n gegewe. Die feit dat sy sou opgeroep word vir oorlog beteken nie op daai oomblik wat sy opgeroep word vir oorlog nou sy skielik sterker nie. Ja, ja. Ja, en wat ons ook al vroeër oor gepraat het, is die Here het die mens se liggaam gemaak vir sy taak. Dis reg. So die man se liggaam is gemaak vir sy taak en die vrou se liggaam is gemaak vir haar taak. En so sien 'n mens ook as dit kom by oorlog, maar okay, ons gaan nou bietjie later daarby uitkom. So ek spring dit bietjie vooruit. Maar as dit kom by oorlog, wie is gemaak om daai rol in te neem? Dis die manne. Die Ja. manne is gemaak met liggame wat gevorm is om te veg. Terwyl die vroue se liggaam is gemaak vir 'n ander belangrike taak wat die manne weer nie kan doen nie. So ja, maar Michael Bird, nou dis iemand uit die egalitaire kamp. En dit is interessant om te sien wat hy sê, waar hy die inkonsekwentheid uitwys by sommige in die komplementêre kamp. So onthou aan die heel begin het ons gepraat dat daar is in die komplementêre kamp is daar 'n nouere en 'n breër komplementêre siening. Die nouere komplementêre siening sê hierdie geslagsrolle is relevant in die huis en in die kerk, maar nie in die samelewing nie. En dis nou relevant in hierdie hoofstuk. Ja. Die breër komplementêre siening sê in die huis, kerk en samelewing moet 'n mens die geslagsrolle sien. En dit sal nou die patriargie wees. Dis uiteindelik is dit maar patriargie. Ja. Ek dink nie daar's 'n verskil tussen die breër siening en patriargie nie. Ja, ek dink ek is onder die indruk dit is maar dieselfde. Ja, ek is ook onder dieselfde indruk. So Michael Bird is besig om kritiek te lewer op die nouere komplementêre siening en hy sê julle is inkonsekwent. Nou sal nou sien wat is sy gevolgtrekking waar hy dan dis geldige kritiek, maar dan gaan hy in die verkeerde rigting op grond van hierdie kritiek. So ek gaan dit sommer net aanhaal. Thus the criticism of narrow complementarian by egalitarian Michael Bird has merit, en dan aanhalingsteken, I think it is worth pointing out that complementarians themselves tone down the full implication of their view, and herein is the weakness of their position. A man can write a commentary, Or women. A woman can write a commentary on Hebrews to be read by men, but cannot preach or teach on Hebrews. A woman can be president, a prime minister, a CEO, a general or a police officer, but she cannot serve as a pastor. Bird continues, the problem I have here is that some complementarians appeal to Genesis and the order of creation to show that it is inherently wrong for a woman to be in a position of authority over a man. And yet they only apply that restriction to church life or Sunday worship. If it is such a clear violation of God's ordering of creation for women to have authority over a man, then this should apply to all spheres of life, whether it is business, government, politics, civil service, or church, because God is sovereign over all institutions, and all of life is left before God and under God. Nou so, Zachary sê ook, net nadat hy hierdie aandeling gee, en sê, ons kan van harte amen sê, op hierdie stelling. Nou, so hy is besig om te sê, julle is ons inkonsekwent, om op die grond van die skrif aan te dring, dat die man gesag gegee is in die huis en in die kerk, maar nie in die samelewing nie. Julle bring 'n skeiding tussen die huis, kerk en samelewing. Nou, Bird gaan dan op grond van hierdie, wat dis mooi saamgevat, maar dan argumenteer hy van daar af in die verkeerde rigting. So hy sê, dat omdat die egalitaire siening reg is in die samelewing, daarom moet dit nou ook reg wees in die huis en in die kerk. So hy gaan van die ander kant af. So hy gaan nou verkeerde kant toe. Waar, ek dink wat jy eerder moet doen is, jy sê, wel, hierdie is die skepingsorde, en dit is reg in die huis en in die kerk, so daarom moet dit ook uitgewerk word in die samelewing. So jy moet net aan die kant toe redeneer. Ja, en ek dink Zachary Gaddis is reg wat hy ook in hierdie gedeelte sê, is dat die meeste komplementêre ouens, of die aanvullende ouens, is maar in hierdie kamp van dat die gesag van die man oor die vrou nie geld in die samelewing nie.
Dit is nogal ietsie wat, en hy haal ook 'n paar skrywers hier aan, bekende ouens, jy weet, soos Wayne Grudem, wat eintlik nou maar daai stelling en siening inneem. So dis nogal iets om oor te dink. Ook, soos jy ook genoem het, die ding van in die geskiedenis, in die Christelike lande ten minste, was dit maar dat die vrouens nie daardie gesagsrolle ingeneem het in die samelewing nie. En ek dink die woord gesag is nogal belangrik, want dit help mense om te kyk waar pas jy dit toe, die geslagsrolle, of die vrou, man en vrou, hoe werk hulle buite die kerk in die huis, hoe gaan mense hierdie toepas? Ek dink dit help, as mense net heel te dink in terme van gesag, en hoe mense geskep is. Maar goed, okay, so nou gaan hy 'n bietjie gesels in die vraag is seker nou van waar of kom hierdie dichotomie, wat sou mens nou in Afrikaans noem, die teenstrydigheid miskien, of die tweedeling. Tweedeling, Ek het gaan soek vir die Afrikaanse vertaling van dichotomie en toe kry ek op die internet 'n dichotomie. Dichotomie. Nou ek vertrou nie meer altyd alles wat jy kry net op 'n eenvoudige soektog nie. So ek is nie seker of dat die Woordeboek vertaling is van dichotomie nie. Dit kan wees, maar 'n ander moontlikheid is 'n tweedeling. Ja, so dis 'n billike vraag. As daar hierdie siening was in die kerkgeskiedenis dat vrouens nie in die publiek of in die samelewing gesagrolle kan inneem in terme van regeringsrolle nie. Wat het gebeur dat daar hierdie skuif gekom het? Wat is die Bybelse argumente, of jy weet, hoe sien jy die Bybel dan dat jy so die afleiding kan maak dat vrouens wel byvoorbeeld 'n president kan wees, of selfs 'n koning kan wees, of wat ook al, of 'n koningin wat regeer. Ja, so wil jy vir ons net bietjie hierdie verduidelik. Ja, so om bietjie uit te brei met wat op die vraag eers is, hierdie is nou nie, as jy nou vra nou waar kom dit vandaan vanuit die egalitaire kamp nie. Maar waar kom dit vandaan as jy praat van binne gereformeerde kringe? Hoekom so meer behoudende kringe wat ook dit reg sê wel 'n vrou mag doen in die samelewing nou. So daar's binne behoudende kringe is daar sommige wat die huis en die kerk aan die een kant sit en die samelewing aan die ander kant sit. Die samelewing is in 'n ander kategorie en hierdie moenie in die samelewing ook deurgewerk word. En dan is die vraag, maar hoe werk hierdie? Waar kom dit vandaan? Dit was nie in die geskiedenis die standpunt nie. Op 'n stadium het dit ingekom en nou sê hy daar's seker meer as een ding wat hierop inspel. Hierdie is nie noodwendig die enigste plek waar dit vandaan kom nie, maar Zachary is oortuig een van die redes vir dit is die R2K standpunt. Nou R2K, dit hang af met wie jy praat. As jy praat met 'n aanhanger van R2K, dan sal hy sê dit staan vir Reformed Two Kingdoms. So dit is die gereformeerde siening, sê hy. En dan as jy praat met gereformeerdes wat verskil met hierdie, dan sê hulle nee, R2K staan vir Radical Two Kingdoms. Hoekom? Want hulle het wegbeweeg, verder gegaan as die klassieke gereformeerde standpunt oor die twee koninkryke. So dit hang nou af met wie jy praat, van waar verstaan die R in R2K. Maar ja, dit is ietsie wat ek self relatief onlangs eers ontdek het. Die hele, daar was enigstens 'n debat hieroor, baie keer voel dit my, ek ontdek, hier's 'n baie interessante debat wat aan die gang is, en dan kom ek as ek meer lees, dan kom ek agter, nee, dit is al vir 15 jaar aan die gang in Amerika, en van nou maar eers daarvan uit. So, ja, dit is eintlik al 'n ou debatpunt, hierdie R2K. Nou goed, maar wat is dit? Wat is die R2K siening? En hier steun ek baie op wat Zachary self skryf. Ek weet, hy het ook 'n onderhoud waar hulle spesifiek fokus op hierdie tema, op R2K. 'n onderhoud met Zachary Garris. Ek kan nie nou onthou wie is die ander persoon wat die onderhoud voer nie. Maar daar gaan hy dan in baie meer detail in op hierdie sienings. Hierdie is maar 'n kort hoofstukkie wat ondersteunend is in die sub-opskrifie
opskrifie binne 'n groter hoofstuk. So hy gaan nie nou in soveel detail in nie. En daar is baie, soos met hierdie tipe debatte, wat daar is tussen broeders, is daar baie nuances en leeswerk om te doen as jy dit goed wil kan vasvat en sê, okay, ek verstaan dit nou mooi. Maar, okay, hier is nou wat hy sê daaroor. Hy sê, dis nou binne die R2K standpunt, is daar die algemene ryk of koninkryk, in die Engels is dit die Common Kingdom, en die verlossingsryk of koninkryk, en dit is die Redemptive Kingdom. Die algemene koninkryk, of ryk, word begrond op die verbond van Noag, verbond met Noag, in Genesis 8 tot 9. En alle mense is dan deel van hierdie koninkryk, van die algemene koninkryk, dit is die gelowiges en die ongelowiges. So, en dit bevat dan dinge soos die burgerlike owerheid, familie, onderwys, kuns, alles wat jy sal sê, dit is goeders wat ons met mekaar in gemeen het, wat gelowiges en ongelowiges met mekaar in gemeen het. Al daai dinge val in die algemene koninkryk. Nou, Jesus is die koning van hierdie koninkryk, so dit is nie in daai sin 'n neutrale koninkryk nie, dit is Jesus se koninkryk, en hy heers oor die algemene koninkryk as skepper en onderhouer. Maar, hier is nou die belangrike ding, dit word gelei deur die algemene openbaring, en dit is dan nou meer spesifiek deur die natuurwet, waardeur Christus heers oor die algemene koninkryk. Nou, in kontras daarmee dan die verlossingsryk of die verlossingskoninkryk, dit word baie keer dan begrond op Genesis 15 en 17, waar God 'n verbond sluit met Abraham. So, met Noag is dan alle mense, met Abraham is net een familie, een persoon en later sy gesin, wat dan nou deel word en, wel, nie later nie, daai man en sy gesin, en sy nageslag, so, nie later nie, is van die begin af is hulle almal in. So, begrond in Genesis 15 tot 17. So, daar sien jy al die verskil. Die ene is alle mense, die ander ene is net die sigbare kerk. En die ene is, so waar alle mense deel is van die algemene koninkryk, is net die Christene deel van die verlossingsryk. So, dit bevat dan die kerk, en gaan oor die kerk se roeping. Net daar, wat vir my interessant is met hierdie opdeling, Noag teenoor Abraham, is dat ek dink, dis eintlik waar die gesprek miskien nogal eintlik goed sou wees om oor te gesels, want as mens die siening sou inneem, dat Noag van toe af ook gelowiges was, dan was hulle ook mos nou deel van die verlossingskoninkryk. So en dan, watter verbond het dan vir hulle gegeld, as hulle gelowiges was? En kom ons gaan verder terug na Adam, tot by Noag. En ek dink, dit is miskien 'n gesprek om te hê, want dit is so, met die Abraham verbond het die Here baie spesifiek verder geopenbaar wat Jesus sou kom doen het en hoe dit sou plaasvind en hy die beloftes gemaak. Maar as mens nou dink aan die moederbelofte daar in Genesis 3 vers 15, dit is, so daar's baie ons wat eintlik die genadeverbond al sien as, daar is onder andere een bediening van die genadeverbond. Ja. So daar is miskien 'n gesprek, dis nou nie wat in hierdie boek bespreek word nie, maar ek dink en ek vermoed daar is al reeds 'n goeie gesprekspunt om te begin, hoekom daai opdeling. So mens, al stem mens saam met die Noag verbond, dat dit 'n algemene verbond is vir almal, dan sit jy nog steeds met daai inkonsekwentheid van, as jy sou sê, van Adam af is al gelowig is, en daar is al die kerk, so dan, maar dan moes daar ook 'n verlossingskoninkryk gewees het, toe al reeds. Ja. Goed, maar dit is net so 'n kantnota. Ja, ek dink as ek my sit in 'n luskoene, want ek stem nie meer saam nie, ek dink nie dit is reg nie, maar as ek my sit in 'n luskoene, dan sal hulle sê, ja, daar Noag was 'n gelowige, maar dit is juist die aard van die algemene koninkryk, is dit sluit die gelowiges en die ongelowiges in. So dis 'n verbond met alle, of nie verbond nie, wel, dis seker verbond, maar dis 'n koninkryk wat die gelowiges en die ongelowiges insluit. So as jy dan vir hulle sê, maar kyk daai, ja, hulle was dan gelowiges, so hulle sê, ja,
nie 'n probleem daarmee nie. Maar ons sê net hierdie is ene wat gelowiges en ongelowiges bevat en die ander ene is uitsluitlik vir die gelowiges of vir die Christene. Dis die ander ene, die verlossingskoninkryk. So dit hulle gaan nie probleme hê met wat jy nou dink ek, met wat jy nou net gesê het nie. Ja, so wat ek so ons wyk nou 'n bietjie af van die boek, maar dit is nogal goed. So die vraag is dan, hoe moes volgens watter wette dan nou in daai kamp van die, kom ons noem dit nou maar die radical two kingdom siening, hoe ook al ons dit nou verstaan. Hoe sou Noag hulle dan die kerk geregeer het? Dis die vraag. Want as mens sê die algemene koninkryk in Noag se tyd, nou voor Abraham, sou geregeer geword het deur die algemene wette. Deur watter wette moes die kerk geregeer geword het? Want daar is nou kerk in die families, nie? Jy weet, Noag en dan gaan mens tog sê, ek glo so, Noag het met die spesiale openbaring gesit, want andersins sou Moses dit nie gekry het nie. So hy moes dit deur oorlewering gekry het van Adam af, in elk geval. Hy was die eerste ou na die vloed, behalwe sy seuns, maar ek dink dit is maar hoe dit gewerk het. Hy is tog die prediker van geregtigheid en so aan. So dit is nogal, ja, is net 'n interessante vraag. So dit maak nie vir my lekker sin daai nie. So dan gaan hulle konsekwent, wie ook al in daai siening is wat ek nou besig is om te skets, miskien is dit 'n strooipop, maar gaan hulle moet sê op daai stadium moes Noag die kerk moes geregeer geword het deur algemene, nie skriftuurlike reëls. So ek dink, want tot op daai stadium wat interessant is, die aardsvaders het gegaan, wel nie is nie eers die Noag is tog 'n aardsvader, dink ek, nee, mens sal sê hy is 'n aardvader. Hulle sou byvoorbeeld altare opgerig het. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. As jy nou dink aan Abel en Kain en Abel. Kain het nie reg geoffer nie. Abel het reg geoffer. So dit moes openbaar gewees het. So daar 'n spesiale openbaring gewees. Deur oorlewering dink ons, dit kon wees op kleitablette vir al wat ons weet. Miskien het Noag daar in die ark sekere ek wonder, jy weet, maar in 'n geval. So dit is maar net ietsie waaroor ek wonder nogal. Nou dat jy dit noem en al 'n bietjie daaroor gelees het. Maar in 'n geval, jy kan maar aangaan. Ja, dis 'n baie interessante gesprek en is goed om dit mooi te deurdink oor wat beteken hierdie. Ek vermoed hulle sal sê, en weer ek is nie op die stadium al bekwam genoeg om hulle goed genoeg te verteenwoordig nie. Dit wat wanneer ek wel na hulle praatjies luister of ietsie artikel lees, dan vind ek net gereeld as ek dit lees en sien ek kan nie hiermee saamgaan nie. Hier's iets uit plek uit. En dan as ek weer luister waar die manne kritiek lewer op hulle wat nou baie meer al leeswerk gedoen het, dan vind ek hierdie is ek vind my by die man by wat hy sê. So byvoorbeeld Zachary wat in meer detail in sy onderhoud ingaan op die probleme op die radical two kingdoms. Maar ek vermoed hulle sal sê, so sê nou maar in wanneer ons, of nie ons nie, ek en jy kan dit nie doen nie, maar oor die algemene baie predikante, as hulle huwelik bevestig, dan haal hulle 'n kerkhoedjie en 'n owerheidshoedjie. Nie letterlik nie, maar dis reg. Hulle sal voor die Here die huwelik bevestig maar dan is daar 'n wetsdeel. En dat baie predikante is dan ook staatsamptenare waar hulle kan in 'n sin al hy in daai deel van die bevestiging, al hy sy kerkhoedjie af en hy verteenwoordig die owerheid vir daai stukkie, waar hy dan die wet die huwelik wettiglik dan in daai sin vir die owerheid ook bevestig. So ek dink hulle sal dalk daai tipe onderskeid wil sien by Noag se tyd ook. Want daar lees jy dan dat die een wat 'n ander ene vermoor, sy bloed laat vloei, sy bloed sal van hom geëis word. So daar's 'n regsbeginsel wat ingestel word en dat daar sou die regter
dan meer 'n owerheidsfunksie wat hy daar inneem. En dan maar die kerk is ook al klaar daar. Maar hier is iets van twee dinge daar. Maar okay, wat ek dink wat 'n groot probleem is, en ons zou nou aan 'n bietjie afdwaal, maar wat een van die groot probleme na my mening is in ons verbondsverstaan sien ons nie die verbond van Noag as iets los van die verbond van genade nie. Ja. Ons sien die verbonde deur die geskiedenis, die verbond met Adam dan, en die verbond met Noag, die verbond met Abraham, die verbond met Dawid, as verskillende, opbouende bedienings van die verbond van genade. Die een volg op die vorige. En dit bou op dan tot Christus, wat die vervulling is van al daai. En so, as jy vra, waarom bewaar die Here die aarde dan? Met die verbond met Noag, wat hy beloof, hy sal die aarde nie weer met water verwoes nie. Dan is dit nie terwille van alle mense nie. Ja. Dis terwille van die kerk. So Ja. dis deel van die ontvouing van die verbond van genade. Dit is waarom die Here dit doen, sodat daai beloftes die een na die ander tot vervulling kom, dat daar uiteindelik die Messias gebore word uit hierdie lyn uit. So, waar ek kry die indruk dat hier is nou amper 'n skeiding wat kom. By die verbond met Noag gaan een kant toe waar dit en die verbond met Abraham staan teenoor dit. Hier's 'n skeiding. Maar okay, dis my indrukke. Dis nie, soos ek vooraf gesê het, ek voel nog nie bekwam om hierdie standpunt goed genoeg te verteenwoordig nie. Maar daar's so baie om te lees as jy dit regtig goed wil doen. So, ja. Maar okay, net weer, hulle sê daar's die algemene koninkryk en die verlossingskoninkryk. Algemene koninkryk begrond op die verbond met Noag. Verlossingskoninkryk begrond in Genesis 15 en 17. Algemene koninkryk, alle mense is deel daarvan, gelowiges en ongelowiges. Verlossings, net die Christene is deel daarvan. Algemene, dit sluit dinge in soos die burgerlike owerheid, familie, onderwys, kuns en so aan. Die verlossingskoninkryk is net die kerk en die kerk se taak. Algemene, Jesus heers daaroor, maar hy heers daaroor deur sy algemene openbaring of die natuurwet, die natuurwet. Die verlossingskoninkryk, daar is waar Jesus sy mense lei met die besondere openbaring, en dit is dan die skrif en die Bybel. En dit is waar die verskil dan in praktyk sigbaar raak. Jy kan nou vra, okay, hier is 'n klomp interessante verskille tussen of idees hierso, wat 'n mens nog lekker oor kan gesels, maar waar die tekkie die teer slaan, is dit, wat gebruik ons wanneer ons in die publieke sfeer werk? Wanneer ons ook werk in 'n owerheid? Wat moet die owerheid gebruik? Mag die owerheid die Bybel gebruik, die skrif gebruik, wanneer die owerheid besig is om wette te maak vir die land of die wette wil toepas? Ja. Mag en moet die owerheid die skrif gebruik? Binne hierdie siening is dit nee, in die algemene koninkryk moet hulle net die natuurwet gebruik. Dis net wanneer dit kom by die kerk en die kerklike lewe wat ons die skrif en die besondere openbaring gebruik. So, daar's 'n inperking in die algemene koninkryk, natuurwet. Die skrif, ons is nie veronderstel om die skrif daar te gebruik nie. So dit is waar dit in praktyk, dink ek, nogal aktueel raak. Daar's allerlei ander praktiese uitvloeisels ook, maar ek dink dis een van die groot kwessies. Ja, en ek dink wat weer en miskien verder verwarrend is dat die woord natuurwet in 'n spesifieke manier ingekleer word. Want ek dink, as ek nou reg kan onthou, ook in hierdie gedeelte, dan word daarop gewys dat natuurwet kan ook verstaan word as die 10 gebooie. So, en dit is nou daai Romeine, ek het dit hier oopgemaak, want dit is wat ek vermoed ook 'n gesprekspunt sal wees, is Romeine 2 vers 14 en 15, waar dit sê, wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen.
is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. So daar lyk dit vir my, as jy nou die woord natuur volgens die skrif wil inkleer, dan is natuurwet gelyk aan God se wet, die werke van die wet, die werke van God se wet is op hulle harte. So dit sal ook 'n goeie vraag wees, is in so 'n gesprek, jy weet, hoe definieer hulle natuurwet miskien? Miskien is daar verskillende kampe, soos gewoonlik maar met hierdie goeters. En dan, as mens dan as mens die Here se wet het, hoekom sal mens in 'n geval dan wil gaan soek, behalwe vir voorbeelde in die skepping, maar hoekom sal jy vir die Here se wet gaan soek in die natuur? Maar in elk geval, daar is nie 'n antwoord vir dit. So ek dink jy kan dit ook vind in Romeine 1, so jy het nou gepas ook in Romeine 2 na verwys, maar Romeine 1, dan lees ons ook hoe dit is ingeskape dat hulle weet daar is 'n God, maar hulle dank en eer hom nie, maar hulle weet daar's hierdie ingeskape natuurlike wet in die mens, dat daar is 'n God. Die tweede ene is dat hulle praat dan van die natuurlike verkeer, wat hulle nie volg nie, van 'n man met 'n vrou, ruil hulle in dat dit 'n vrou met 'n vrou of 'n man met 'n man is. So daar's 'n natuurlike orde wat die Here ingeskaap het. En dis ook vir alle mense gegee, die besef van daar's 'n orde, dis 'n wet. En die derde ene is aan die einde van Romeine 1, dan is die derde ding wat hulle ken, wat hulle weet. So jy lees in Romeine 1 van 3 goeters wat hulle weet. Hulle weet daar is 'n God, maar hulle dank en eer hom nie. Hulle weet hier's 'n natuurlike orde wat die Here ingeskaap het, maar hulle probeer dit omverwerp. En die derde ene is, hulle weet dat daar is iets wat reg en verkeerd is. So, want aan die einde van die hoofstuk kan lees ons, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, die wat sulke dinge doen, en dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So daar's ook 'n kennis van moraliteit, van daar's iets wat reg is en daar's iets wat verkeerd is. So daar's daai 3 aspekte. Daar's 'n kennis van God, daar is 'n God, en hy moet aanbid en geëer word, maar ek gaan dit nie doen nie. Daar's 'n kennis van daar's 'n natuurlike orde in die skepping, van hoe goeders gemaak is, hoe 'n man gemaak is, hoe 'n vrou gemaak is, maar dit word omgekeer en omvergewerp. En daar's 'n kennis van die morele orde wat die Here ingeskaap het, van reg en verkeerd, maar hulle oortree dit, en hulle gee ook hulle goedkeuring aan ander wat dit nie doen nie. Nou, so wat ek nou al geluister het van die manne in die RTK standpunt, sal hulle wel sê dat die natuurwet sê nie iets anders as die 10 gebooie nie. So dit is nie, as jy wil sê, goed, wat leer die natuurwet ons, as dit nou kom in 'n morele, geef ons 'n lys van wat sê die natuurwet op 'n morele vlak, dan sê hulle wel, dit is eintlik maar die 10 gebooie. Dit sê vir ons dit. Maar dis nou waar, dit sou eintlik nuttig wees as jy iemand in daai kamp kry, wat dit verder kom verteenwoordig. Want as ek dit dan hoor, dan wonder ek maar, okay, so dit is niets anders nie. Hoekom kan ek nie maar net die Bybel gebruik nie? Dit staan daar staan dit duidelik. Dus die ene is daar's iets van nog iets onduidelik. Wel onduidelik. Dit is duidelik genoeg vir alle mense om te verstaan, maar die besondere openbaring is duideliker. So dis nie noodwendig die verskil van onduidelik en duidelik nie. Dit is duidelik en duideliker. Die besondere openbaring is duideliker oor wat die Here openbaar oor wat is reg en verkeerd. En wat is die orde wat hy skep. So hoekom beperk ons dit waar die Here, dis dieselfde God wat heers, en dit sê nie, ons mag nie die natuurwet ook gebruik in argumente nie. Dis goed. Ons mag natuurwet argumente ook gebruik. Maar hoekom moet ons beperk word om nie ook skrifargumente te gebruik nie? Ja, ek het al gehoor, maar dis nie noodwendig 'n verteenwoordiger van hierdie
radical two kingdom ouens nie, maar waar die ou gesê het, maar hulle sal dit nie verstaan nie. So, om liefdevol met hulle om te gaan, of miskien sal hulle die woorde verstaan, maar hulle sal beter verstaan as jy byvoorbeeld uit die natuur uit argumenteer, in die sin van, jy sien dit daar, so daarom moet ons dit doen, die studies wys dit so, dis hoekom dit beter so is. So, ek dink hulle gaan dit miskien sit in 'n liefde-kategorie, in 'n sin van, jy kom op na hulle vlak toe, en jy verduidelik dit op hulle vlak. En daar is seker iets uit te maak daarvoor. Jy weet, die mens kan mense so help, natuurlik. Jy weet, en ook het probeer met illustrasies wys. En ek dink is miskien waar illustrasies dan handig is, selfs uit die natuur uit. Maar is nooit weg van die woord nie. So, miskien is die vraag aan ons kant, hoekom sal ons sê, dit is so belangrik om die woord te gebruik? Nie net as, wel, dit gaan my moeite spaar nie. Want dit is so, die 10 gebooie is daar's baie mooi wette uitgewerk in die skrif, jy gaan baie tyd spaar, as jy maar net die woord van die Here gebruik. Maar is daar 'n argument vir, jy moet die woord van die Here gebruik, en daar's meer gewig daaraan, as wat die illustrasies uit die skepping uitgebruik, ja. So is dit, so ek het, ja, en ek wonder daaroor, want die ding is, dink ek, daar's 'n paar teksverse, die ene wat ek nou al bietjie gebruik het en oor gedink het is Psalm 119 vers 46. Dan sê dit daar, ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. So daar's daai ding van voor konings, ek gaan my skaam vir die woord van die Here. En ten minste moet mens dit sê. Ek gaan my nie skaam daarvoor nie. Ek dink tog die afleiding daar is dan, hoekom sal jy dan in elk geval die natuur gebruik as jou fokus? Hoekom nie die getuienis nie? Miskien is daai 'n vers om oor te dink. Die ander ene is die Hebreërs, klassieke ene van vers 12 van hoofstuk 4, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So dit sit nogal 'n gewig aan die woord. Dus as ietsie daarin, dat wanneer jy die woord gebruik, daar's gewig. Ja. En miskien is dit, en mens sien dit, as jy die woord van die Here gebruik, en dis ook uiteindelik die evangelie, en mens moet ook nie die woord van die Here skei van die evangelie nie, want dit sê ook dan, waar is dit, net vers nou, nie lekker onthou nie, maar waar dit sê, die evangelie woord is 'n reuk, is 'n goeie reuk vir die wat gered word, en is, jy weet, basies het stink vir die wat nie gered word nie. Ja. En miskien is dit eintlik die reaksie wat die ouens gesien het in die verlede gesien het, maar daar's 'n reaksie, en dit kan positief of baie negatief wees. En daarom moet ons liewers nie dit doen nie. Miskien is dit 'n teenreaksie teenoor dit, miskien, ek weet nie. Miskien in sekere kampe. Ja, maar dit is 'n goeie gesprek om te hê. Ons moet hierdeur dink. Wat is die gewig van die woord van die Here selfs in die samelewing? En wil die Here hê ons moet dit gebruik? Wel, Psalm 119 vers 46 is my redelik duidelik. Ja, en ek dink jy, dis nuttig hoe jy dit stel, maar is dit net in die kategorie van dis moeiliker en makliker. So dis makliker om net die skrif te gebruik of ook in party situasies is dit moeiliker. Die gesprek is moeiliker wanneer jy die skrif gebruik en vanuit die ongelowige se reaksie is dit dan nou sogenaamd makliker om net te bly by die natuurwet. Maar om te dink, dis een kategorie waarom mense nou kan dink oor hierdie vraag, maar die ander kategorie is wat ek dink meer hier uitgepak word, is dat daar word gesê binne die R2K mag jy nie, jy behoort nie die skrif te gebruik in die publieke sfeer nie. So jy behoort nie, so sê nou maar jy is nou 'n groepie van 5 manne wat 'n wet moet aanpas, 'n landswet moet aanpas. Jy behoort nie in daai omstandighede jou te beroep op die skrif nie. Jy behoort jou net te beroep op natuurwet. Sou jy sondig as jy dit gedoen het? Ek dink so. Nie ek dink so nie.
Maar ek dink dis wat hulle sal sê. Ja, dis, jy dink dis wat hulle sal sê. Ja, dis interessant. So ek dink nie so nie. Ja, nee, ek weet jy dink nie so nie. Maar so dis meer in 'n behoort dis meer 'n behoortipe gesprek as dis 'n pragmatiese gesprek van dis makliker of moeiliker. So miskien sit hulle die behoort in jy behoort nie die woord van die Here te gebruik nie, maar die natuur, dit wat almal kan sien, omdat dit meer liefdevol is. Ja, en dit is wat vir almal gegee is ook. So vir almal het die natuurwet gekry. Almal het nie skrif gekry nie. Ek weet ook nie. Maar ja, dis die ding, nou sit jy met daai Romeine 2 vers 14 en 15 uitdaging van die werke van die wet is op elkeen se hart geskryf. Jy kan dit onderdruk natuurlik en dit is wat gebeur in ongelowiges. En dis in 'n geval wat ook gebeur met die natuurwet. Kyk, in die gereformeerde tradisie is daar nie 'n probleem met die idee van die natuurwet nie. Dit is baie algemeen in die gereformeerde tradisie en in die gereformeerde teoloë dat hulle maak melding van dat daar is 'n natuurwet en die Here het ook iets werklik gegee deur die natuurwet. Daar's nie 'n ontkenning van die natuurwet en die waarde van die natuurwet en dat ons ook die natuurwet moet en mag gebruik nie. Ja. Dis algemeen in die gereformeerde tradisie en dit kan wees dat daar 'n tyd was waar die teoloë 'n bietjie daai verloor het. Dat hulle die waarde van die natuurwet nie meer dit eintlik probeer vermy en sê wel daar is niks, dis nutteloos, dis weg. Ons gooi dit heeltemal weg. En dat hierdie manne daarop reageer maar te ver gaan na die ander kant toe. Ja. Maar ons daar is die natuurwet, maar die Here het vir ons ook die besondere openbaring gegee en daai moet bedien word in die geheel van die samelewing. So ek sou sê so in 'n scenario, hier's 5 manne wat moet werk aan die wet, aan wetgewing vir hierdie spesifieke plek, hierdie land in hierdie tyd. En as hulle dan weet, maar die skrif, die Here, my koning heers oor hierdie aspek van die samelewing ook, hy heers oral, heers altyd, hy heers hier en ons moet besig wees om hom te dien hier waar ons nou bymekaar is. Veronderstel dit is 5 Christene. Waarom sou mens nou sê, maar julle moet nie die skrif gebruik nie? Is dit nie teenoorgestelde? Julle moet die skrif gebruik. Juis. Maar dit is wat Christus vir julle gegee het. Hy het vir julle die skrif gegee. Gebruik dit. Gebruik sy bevele. Dat dit julle leiding gee vir julle voete. So die skrif is die Here se woorde is die lig vir my voete. En dan as hy dit gegee het, dan moet jy dit gebruik. So dis dan weer in 'n behoort kategorie. Ja. Waar die een kant sal sê hulle behoort dit nie te gebruik nie. Die ander kant sê hulle behoort dit wel te gebruik. Daar seker 'n derde ene ook van hulle mag maar hulle hoef nie. Dis 'n derde kategorie. Maar dis dan nou. So ek dink ook wat tog ooreengestem moet word is dat die natuurwet of hoe die wette van die Here in die natuur lyk, daar gaan nie 11 wette wees in die skepping en die Bybel het 10 wette nie. Nee, so jy gaan nie 'n 11de wet in die natuur ontdek nie. Ja. En dit moet dan gesê word, want dan beteken dit jy gaan op die meeste in die natuur en die skepping gaan jy illustrasies kry van die 10 gebooie. Dis eintlik wat gebeur. Dis nie nuwe wette nie. Die natuurwet gee nie vir jou nuwe wette nie. Dis jy kry in die natuurwet kry maar dit wat ook in die besondere openbaring ook is. Dis so reg. Dis nie dat die natuurwet bevat meer as die besondere openbaring nie. Dit wat in die natuurwet is, word dan duideliker geopenbaar in die besondere openbaring. So dis in albei. Ja. Ja. Maar daar is illustrasies Ja. in die natuur wat jy nie in die skrif gaan kry nie. En ek dink nou aan 1 Korintiërs 11. Goed, 1 Korintiërs 11 gebruik dit dan waar dit verwys na die skepping. Jy weet, sien mense ook dat die mans jy weet dat die vrouens langer hare is vir die vrouens se eer en so aan. Dit is hoe dit daar gebruik word. So ja, goed, ek dink hierdie is 'n goeie gesprek. Nou ja, kom ons gesels nog 'n bietjie oor hierdie verskil in siening
van die R2K en dan noem dit maar, of die radical Two Kingdom en die meer tradisionele gereformeerde siening van die twee koninkryke. Ja, so die ouens wat nou aanhangers is van die R2K sal sê, maar hierdie is die histories Wel, sal dit sê. protestantse tradisie. Hulle sê dit. Garris en die wat nou kritiek lewer sê nee, dit is nie die geval nie. Dit is eerder 'n afdwaling van die historiese protestantse siening en hulle gaan verder. Hulle gaan in sekere opsigte verder as wat die historiese siening is en daarom sê hulle dit is radical. Ja. Dis radikaal, hulle gaan verder as wat die protestantse siening was. Ja, want die gereformeerdes of die kom ons sê nou maar in die 1500, 1600s het meer gepraat van hierdie bedeling en die bedeling wat kom. Dit is en dan onder hierdie bedeling is nou wat jy nou die algemene openbaring sê ek het reg en dan het jy amper dit wat jy sien en dit wat kom is mos nou eintlik die kerk uiteindelik by die Here Jesus. Nou dit is ook onsigbaar in 'n sin nou, nê? Ja. Want daar is baie gelowiges in kerke. Nie almal noodwendig eers in kerke is gered nie, maar hulle is daar sigbaar. So hulle is deel van die sigbare, maar hulle is nie noodwendig uitverkorenes nie. Ja. So wat dit dan maar op neerkom is hulle werk met ietwat ander kategorieë as wat die R2K ouens mee werk. Dis wat ek aflei het, wat Zachary sê. Nou, so wat jy dan sien is die reformatore maak nie so 'n skerp skeiding tussen die owerheid en die kerk soos in die R2K nie. Dis nie twee aparte koninkryke wat Christus met verskillende wette regeer nie. Die Christus heers deur sy woord en alle altyd plekke, in die owerheid en in die kerk. So met die natuurwet en die woord. So die natuurwet is ook aktueel in die kerk. Ons kan met die natuurwet ook in ag neem in die kerk. En maar dieselfde by die owerheid moet hulle ook die skrif gebruik. So hy skryf hier so aanhalingkie. The reformers advocated a form of theocracy, not the modern American disestablishment of state churches. Calvin equated natural law with the Ten Commandments, which led him to the position that the state should prohibit even blasphemy and idolatry. Dis ook baie keer waar die verskil sigbaar raak, is, gaan jy net die tweede tafel van die wet in die owerheid toepas, of gaan jy die eerste tafel van die wet ook toepas? Want jy gaan moeilik net uit die natuurwet uitkom by die eerste tafel van die wet. Dit is moontlik, maar dis moeiliker, want sê nou maar, as jy nou vat wat in Romeine 1 staan, hulle weet daar is 'n God, en hy moet gedien en aanbid word. Maar in die besondere openbaring word er baie meer geopenbaar oor wie is hierdie God. Ja. En gaan jy dan in die natuurwet kan sê, maar as jy hierdie goeters oor God sê, sê maar dat Jesus was net 'n mens. So sê maar iemand sê dit, dis lasterlik. Jy is besig met 'n lasterlike stelling oor Jesus. Gaan jy dit net uit die natuurwet kry? Dat Jesus was net 'n mens. Of dat Jesus was ook God. Hy was God en mens. Hy is ware God en ware mens. So jy gaan in daai opsigte, as dit veral kom by die eerste tafel, gaan jy baie ingeperk wees in wat die landswette is. Ja. Terwyl dit is nie wat histories die oortuiging was in Christelike lande nie. Hulle het die eerste en die tweede tafel toegepas soos wat dit in die skrif geopenbaar is. So daar is nie daai inperking nie. Ja, so nou, dan terug nou by die geslagsrolle, want dit is nou ook hier waar dit moeilik begin raak. Wil jy vir ons ietsie daaroor sê? Ja, so baie van die R2K voorstanders is dan tevrede daarmee om manlike leierskap in die huis en die kerk te aanvaar. Want die skrif leer dit. So dis waar dit nou daai tek irriteer slaan. Ja. Ons sien in die skrif duidelik, dis die manne wat heers in die kerk en in die huis, maar dis hoe Christus die kerk lei deur in die verlossingsryk met die skrif, maar
die skrif moet nie gebruik word in die algemene koninkryk nie. Daar moet ons net werk met die natuurwet. So as die skrif duidelike uitsprake het oor hoe die samelewing georden moet wees, ook in terme van geslagsrolle, dan moet ons dit nie gebruik in die samelewing nie. So, daar's byvoorbeeld in Jesaja 3 vers 12, lees ons, die drywers van my volk is kinders en vroue heers oor hulle. Hy's besig om te sê, hoe belaglik is die toestand van hierdie volk nou, dat dit kinders en vroue is wat heers. Dit word nie mooi gestel nie. Ja, dit word sleg gesê, dat kinders en vrouens heers. Maar dit, so vers, mag ons nou nie gebruik in ons owerheid, om te sê, maar die Bybel, die Here sê, dit is sleg as kinders en vroue oor 'n volk heers. Dit staan daar, Jesaja 3 vers 12 sê die Here dit. So, hierdie persoon moet nie eintlik nou verkiesbaar wees as gouverneur of as burgemeester of wat ook al. Dis nie die beste kandidaat nie, want dit is wat die Here sê in Jesaja 3 vers 12. Jy is nie veronderstel om in hierdie raamwerk daai argument te maak nie. So, wat is die uiteinde? Die uiteinde is dat jy moet net uit die natuurwet jou argument maak, en dikwels kom hulle daarop uit dat die ouens in die R2K standpunt nie 'n probleem het as vroue wel heers in die publieke sfeer nie, so in die algemene ryk, dat hulle daar mag heers in die owerheid of weermag toe mag gaan. Ja, en ek dink hulle sal, en ek dink Zachary noem dit mos nou hier van daai die Radical Two Kingdom ouens sal sê dat die probleem in die Ou Testament Israel was dat die kerk en die burgerlike owerheid so geïnterweef was, gemeng was, en daarom dat Jesaja 3 vers 12 nou nie van toepassing sou wees nie. Dis wat ek dink in 'n geval, dit sou hulle verweer gewees het. So hulle sal byvoorbeeld sê, ja nee, dit is so, maar Jesaja 3 vers 12 is waar vir Israel, maar dit is net waar vir Israel, dit is nie waar vir almal nie. Ja. Vir een of ander rede. Ek kan dit ook nie lekker sien nie, want ek dink, dit is tog duidelik. As ek nou hoe ek die Ou Testament ten minste verstaan, is daar was 'n skeiding tussen die regering en die kerk gewees. Die hoëpriesters hulle was nie die konings nie. Hulle was ook nie die regters nie. Hulle was hoëpriesters en priesters, hulle het 'n spesifieke taak en rol gehad. Natuurlik, hoe die Here burgerlik oor die volk geregeer het verander. Jy weet, daar was regters en eers aartsvaders en toe die later na die regters en toe die konings. So dit het verseker verander. Maar goed, ek dink dis ook nogal 'n verdere gesprekspunt is, jy weet hoe dit gewerk in die Ou Testament, en kan mens dit dan, wat is die lyne na die Nuwe Testament? Want daar is sekere goedes natuurlik in die Ou Testament wat vervul is in Christus. En dit kan mens nie meer doen nie, soos die offers bring en so aan. Maar goed. Ja, so om net so vinnige aanhaling weer, so Calvin, en dit raak bietjie aan wat ons al vroeër ook gesê het. Calvin het gesê, wat is nou aanhaling ook uit Zachary Garris se boek. Accordingly, because it is necessary for both our dullness and our arrogance, the Lord has provided us with a written law to give us a clearer witness of what was too obscure in the natural law. En dan sit nou Zachary se woorde, men may still suppress the truth of the Bible, but it may also cut to the heart. There is no reason to hold back the power of God's word. Ja, en hier is nou volgens Zachary uit die instituties van die Christelike geloof deur Calvin. Ja. 2.8.1. Goed, so waar dit nou op neerkom, hoekom is hierdie 'n moontlike verklaring oor dat daar sommige gereformeerdes wat sê vroue mag nie heers in die huis en in die kerk nie, maar hulle is stil as dit kom by die samelewing, is hulle sal sê dat Jesus het baie duidelik in die skrif gesê dat hulle is nie veronderstel om te heers oor 'n man nie, maar ons mag nie daai nou toepas in die samelewing nie. Die skrif moet nie gebruik word in die algemene koninkryk nie. So, dan die gevolg is dat 'n vrou sal gereeld dan 'n nasie lei, maar sy moet nie die kerk, of huis of kerk heers nie. In teenstelling hiermee, glo ons dat
ons moet die natuurwet en die skrif toepas in alle sfere, in die huis, kerk en samelewing. Jesus het alle gesag in die hemel en op die aarde, en sy disippels moet nasies leer wat hy beveel het. Daardie bevele is in die natuurwet, maar nog duideliker gegee in die skrif. Ja, nog duideliker gegee in die skrif. Ja, Ja, dit is die ding. Ja, daarom dat enige studies wat buite om die skrif gedoen word in die natuur wat etiese sake betref, moet altyd in elk geval ooreenstem met die skrif. ja, Oor enige etiese saak. ja, Byvoorbeeld as dit nou wys dat egskeiding sleg is, dan die skrif sê dit is sleg. En jy weet egbreek en so aan, en dan moet die studies dit ook wys. As dit nie, is die ding, die skrif is die maatstaf. So ek wonder ook hoe sal die Radical Two Kingdom ouens dan so 'n studie sien wat die teenoorgestelde as die skrif wys. En ek dink nou weer eens aan abortus, baie studies wat wys is eintlik goed. Is eintlik goed dat die babatjies doodgemaak word. So hoe werk dit dan? Gaan die gelowige dan sê, wat nou sê hy is 'n gelowige, maar hy is in die Radical Two Kingdom siening, gaan hy dan sê, wel ja, die studie moet reg wees. Hy gaan kyk na die data en dan gaan hy sê is reg, of gaan hy sê dis verkeerd, maar ek kan niks sê nie, want die skrif, want as hy glo, hy kan nie die skrif gebruik nie. Hoe gaan hy dan hierdie ding balanseer? Ek wonder, dit is maar seker maar vra ja. wat mense maar kan vra. My raaiskoot sal wees as hy gaan sê, wel, ek weet hierdie studie is verkeerd, want die skrif, dit bots met die skrif, en die natuurwet en die skrif is nie in botsing met mekaar nie. So hulle sê dit. Maar as hy nou daarteen argumenteer, dan sê hy, so ek moet nou uit die natuurwet wys, hoe is hierdie studie, het sekere foute. Hy sal foute hê, want dit is nie die natuurwet nie. So dit is nie 'n studie wat in lyn is met die natuurwet nie, dis 'n studie wat eintlik die waarheid wat in die natuurwet is, ook probeer onderdruk en ongeregtigheid. Maar wanneer jy dan reageer op daai studie, dan reageer jy nie met die skrif nie, jy reageer met 'n ander studie wat ook uit die natuurwet uit opgestel is. Maar dan wonder ek nogal prakties, hoe lyk dit? So kom ons sê hulle gee die studie met die resultate in 'n parlementsitting, en jy staan op en jy sê net, wel ek stem nie saam nie. Kom ons sê jy is nou die gelowige in die Radical Two Kingdom, dan gaan die ouens vir jou vra, hoekom stem jy nie saam nie? Want ek stem nie saam nie. Jy weet, dit is 'n moeilike ene, of moet jy net stil bly? Ja, Ek weet nie hoe gaan jy dit kan uithou in jou gewete nie. Dis eintlik die verdere probleem wat ek sien. So jy gaan, en kom ons sê jy het nie die hulpbronne om so 'n verdere studie te gaan doen nie. Wat moet jy dan doen? ja, So dis 'n moeilike ding. Dan is dit in daai opsig baie makliker net om te sê, wel die Here sê dit is verkeerd. Ja. Maar goed, jy weet ek persoonlik neig na die kategorie van, en ek is oortuig daarvan, dat jy moet die woord gebruik, want die woord het die gewig, meer as daai studies. En dit is uiteindelik kan jy die woord nie skei van die evangelie nie. So dit is dan, dit wat jy dan gaan neersit, is die evangelie uiteindelik, waar jy vir hulle gaan sê, bekeer van hierdie, en glo in Jesus, tot verlossing. Julle ook, regerders, wat met hierdie belaglike studie vorendag gekom het, en dit glo, weet net, die Here Jesus sê dit. So dan is dit eintlik, ek so persoonlik dan sê, is meer liefdevol om die skrif te gebruik, ja, want jy gee vir hulle die ewige lewe as boodskap. Dit is ons baie beter. Goed, jy gaan verseker teenstand kry. Dis hoekom ek dink uiteindelik alles gegewe is dit vir my die ding op hierdie stadium, is jy gaan weerstand kry, want mense wil nie daai woord hoor nie. Nie van dis God wat dit sê nie, maar goed, dis maar my siening. Kom ons gaan moet afsluit in hierdie episode. Ons gaan verder in hierdie hoofstuk moet vat in 'n verder op episode as die Here wil, maar kom ons kyk nou nog na een gedeelte. En dit is die burgerlike owerheid. Waar kan ons dan die lyne van aftrek? Waar begin die burgerlike owerheid? Na watse voorbeeld is dit gevorm? Van waar af kom dit? Is dit 'n verlengstuk van, en ons weet nou al die antwoord, dit is van die huis af, dis wat in die huis en ook dan in die kerk gebeur, dit is wat in die burgerlike owerheid moet gebeur. Hoe bou Zachary Garris hierdie argument uit?
Ja, so hierdie is nogal 'n nuttige stukkie in hierdie hoofstuk wat ek dink ons baie help om met die regte kategorieë te dink oor die samelewing. So hy maak die stelling dat die burgerlike owerheid is gevorm na die voorbeeld van die huis en is 'n verlenging van die huis. So as ons dan aanvaar dat die Bybel toegepas moet word in die burgerlike sfeer, dan laat dit ons wel die Bybel skryf nie alles voor in die fynste detail nie. So byvoorbeeld aan watter kant van die pad moet ons ry. Jy gaan nie 'n vers skryf wat dit vir jou sê nie. Maar die Here gee wel duidelike opdragte en beginsels wat ons moet uitwerk in die burgerlike sfeer. So daar is beginsels in die skrif wat jy dan in ag neem wanneer jy so 'n tipe wet maak. Nou so, die eerste punt dan, belangrike punt is, die owerheid is 'n verlenging van die huisgesin. En dan begin hy hier by die 5de gebod, oor gesagsverhoudings. En dan sê die 5de gebod, wanneer ons dan ander plekke lees van die 5de gebod, dan is dit, wel nie ander plekke nie, waar die 5de gebod spesifiek gegee word, dan begin dit by die huis. Maar dit gaan oor gesag. En dan sien 'n mens hoe die tema van gesag, ek dink mens kan veral in Deuteronomium kyk, waar daar ook Deuteronomium met baie wette wat dan eintlik maar toepassings is van die 10 gebooie. Dis reg. 10 gebooie wat uitgepak word, uitgebrei word, toegepas word in gesinne, in die samelewing. En dan sien mense dat die 5de gebod gaan baie keer verder as net die huis, maar oor alle gesagsverhoudings. Ja, so is nie net ouers oor kinders nie, maar regeerders oor onderdane en dan manne oor hulle vroue uiteindelik hoe dit uitwerk in die res van die skrif ook. So dit gaan oor gesag en onderdanigheid aan gesag. En so uit die 5de gebod vloei dan die ook opdragte oor die kerk en die owerheid se gesag. So by die kerk vloei dit uit dat daar is 'n geestelike gesag, by die owerheid is daar 'n burgerlike gesag. Hy haal vir Benjamin Morgan Palmer aan, in the family are to be found both the state and the church in embryo, perpetuated as they both are, though in continuance until the end of time. So die kerk, die huis, is dit waar dit alles begin, in die huishouding, en daaruit kom dan die kerk en die owerheid kom daaruit voort. So dit is 'n verlenging van die huis, so wat hy nou sê. So kerk en owerheid is saamgestel uit huisgesinne. Die kerk en owerheid het gesag, maar dan het die kerk en owerheid gesag oor gesinne binne hulle spesifieke roepings. So ek dink nou die gemeente is saamgestel uit 'n klomp huishoudings, klomp huishoudings, maar die ouderlinge het binne hulle roeping het hulle gesag oor daai huishoudings. So ook in die owerheid. Die owerheid is ook saamgestel uit huishoudings. En die owerheid het binne sy roeping het hy ook gesag oor daardie huishoudings. So die ouderlinge mag in 'n huishouding inkom en binne hulle roeping kan hulle met gesag sekere dinge sê. So ook die owerheid kan binne hulle roeping in 'n huishouding inkom en sekere dinge sê, maar baie spesifiek binne hulle roeping. So daar's nie 'n onbeperkte aspek in hulle taak dat hulle kan maar inkom in 'n huishouding en maar net doen wat hulle wil nie. Ja. Dis beperk tot hulle roeping. So, die kerk en owerheid saamgestel uit huisgesinne, en dan pak hy dit verder uit om te sê, Adam was die hoof van sy gesin, maar dan uit Adam kom gesinne voort, en dan is daar uiteindelik ook 'n tipe patriarg oor die gesinne. So, iemand wat hoof is oor hierdie groep gesinne, wat orde handhaaf en regspraak uitoefen. So hier is dan nou iets meer as net een huishouding met een hoof, hier is 'n klomp huishoudings met 'n klomp hoofde, en daar is dan nou uit hierdie huishoudings uit ontstaan daar 'n owerheid wat oor daai huishoudings kan gesag uitoefen en regspraak uitoefen. En deur die geskiedenis het dit gekom in verskillende forme. Hy maak melding van ouderlinge, goewerneurs en konings. So was dit ook in Israel. Ek dink dis 'n bietjie later. Dan praat hy van in Israel was daar die oudstes eerste, en dan later kom die koning ook by. Dit vat nie die oudstes weg nie. Jy het nog steeds die oudstes. Die oudstes is so 'n laer hof en die koning is die hoogste hof in die land.
maar daar's iets van 'n hoof oor hoofde Dis reg. wat dan kom. Nou, dis interessant. Aristoteles het gepraat van 3 forme van owerheid. En dan praat hy van 'n positiewe en 'n negatiewe vorm wat elkeen kan aanneem. 'n monargie, 'n aristokrasie en 'n republiek. So, dis die goeie forme. 'n monargie, 'n aristokrasie en 'n republiek. En die monargie is heerskappy deur een persoon vir algemene belang. Aristokrasie heerskappy deur 'n paar deegsame mense vir algemene belang. En dan die republiek heerskappy deur 'n klomp baie partykeer word dan gesê 'n konstitusionele regering vir die algemene belang. So volgens Aristoteles was dan monargie sleg. Nee, dis Nee, goed. Hier is drie goeie forme. Goeie, okay. Monargie, aristokrasie en republiek. Nou, maar dan kan elke ene kan ontaard in iets sleg. Goed. So 'n monargie kan ontaard in 'n tirannie. 'n heerskappy deur een persoon vir eie gewin, net vir homself. Dis reg. 'n aristokrasie kan ontaard tot in 'n oligargie. Ja. Oligarg. Heerskappy deur die rykes vir eie gewin. En 'n republiek sê kan ontaard tot in 'n demokrasie. So dis basies 'n mop regering, heerskappy deur almal vir hulle self. So net dis die populistiese tipe ding. Ja, so dit is die wet van die mense is die wet van God. Ja. Ja. En nou dis interessant in Calvynse institusies. Dan vat hy hierdie 3 kategorieë net so oor. Hy sê hy praat ook dat daar is in die geskiedenis 3 forme van owerhede al gewees. Daar's monargie, daar's aristokrasie. Nou en dan as hy nou kom by 'n republiek, dan noem hy dit 'n demokrasie en dan maar as jy nou kyk hoe kleer hy dit in, dan kleer hy dit eintlik maar dieselfde in. Ja. As Aristoteles, dat die slegte vorm is dan ook 'n mopregering. Ja, so nou ons gesprek kan nogal ver aangaan en lank aangaan, maar ek dink daar was baie keer verwarring oor die konsep van republiek en demokrasie. Ja, Maar miskien kan ek dit kortliks noem, hoe ek dit verstaan in elk geval is 'n republiek word geregeer volgens 'n konstitusie. So daar's 'n basis en natuurlik kan die mense die basis verander, die konstitusie verander. Maar nie deur 'n meerderheid van stem in die sin van 50% plus 1 nie, een mens nie, maar deur 'n volslae meerderheid. ja, So jy het in die Suid-Afrikaanse konstitusie byvoorbeeld moet 2/3 van al 2 huise moet sê daai spesifieke wet kan verander. En as nie al 2 huise dit doen nie, dan kan die wet nie verander van die konstitusie nie. ja, Ja, so dis hoe ek dit verstaan. So dit is wel vir my dan vreemd, dat mense kry baie keer in kerke vergaderings dat beginsel, wesenlike sake verander kan word deur 50% plus 1. Dis nou histories demokrasie, ja, nee, in 'n slegte lig gesien. Ten minste sou mens kon verwag, dat dit amper soos 'n land se konstitusie dan gesien gaan word. Weet waar die kerk staan op hierdie stadium oor sekere kernsake. En dat jy kan verwag dat daar 'n volslae meerderheid moet wees. Natuurlik dink ek konsensus is die aangewese ding wanneer dit gaan oor wesenlike sake, maar verseker nie 50% plus 1 nie. Miskien 80%. Jy weet jy kan dit regtig moeilik maak om wesenlike goeders te verander. Maar hoe dit ook al sê is, maar nou net nog ietsie. ja. Nou, so iets om te sien in hierdie is jy het by wat histories was dit so dat jy die hoof van die huis wat heers oor sy huis. En sommige van daai hoofde van daai huise raak dan die hoofde oor die huisgesinne. So jy het die hoof van 'n huis wat 'n hoof raak oor huisgesinne. So hy kom in 'n gesagsposisie oor huisgesinne. Dit was nog altyd manne wat dan in daai opsig
of in die kerk of in die owerheid daai gesagsrol inneem oor die huisgesin. En ons het nogals mooi gesien toe ons nou gepraat het oor die kerk, ook hoe dit uitdruklik aan mekaar gekoppel is. Waar die Here sê, as 'n man sy huis nie goed kan regeer nie, hoe sal hy kan sorg dra vir die huishouding van God, vir die kerk? So daar's daai verbintenis in die skrif, as dit kom by die huishouding en die kerk as huishouding. En dan kan jy nou dink ook aan die samelewing in geheel as 'n tipe huishouding, en wie wil jy kry wat daar dan optree, is een wat ook in sy eie huis goed regeer, so jy sê, okay, dit is 'n moontlike kandidaat vir wat dan kan optree binne die geheel in die owerheid. So die argument dan is, as 'n vrou nie mag heers in haar huis nie, hoe kan sy heers oor huisgesinne? Ja, en ook oor haar eie man, teoreties, kom ons sê daar's 'n vrou wat 'n president is, en die man is 'n minister. Ja, Dan beteken dit, by die huis, jy weet, onder sekere siening sal, jy weet, sekere komplementêre ouens sal sê, goed, die vrou kan nie regeer in die huis en die man moet regeer. Maar in die samelewing kan sy regeer. Maar dan gaan jy mos tog met in daai situasie sit, dat wanneer hulle by die deur uitstap, dan is dit die vrou wat oor die man is, want hy is die minister en sy is die president. Byvoorbeeld, en dis nie 'n vergesogte gedagte nie. Ja. Selfs al is hy nie 'n minister nie. Nee, hy kan net 'n burger wees. Hy is net 'n burger in die land. So dis 'n noodwendige probleem dan. Maar dis hoekom my vorige afdeling nou so aktueel is. Dit kan ook, ons het nou baie gesels oor 'n paar interessante goedjies wat ons verwonder en vir ons interessant is. Maar dis hoekom dit so aktueel is, want die vraag daar is, moet ons 'n skeiding bring tussen huis en kerk, of tussen huis en owerheid, in die burgerlike samelewing? Maak ons 'n skeiding daar, dat dit wat in die huis reg en ordelik is dis nie, as ons by die huis uitstap, dan is dit nie meer aktueel nie. Ons ignoreer dit daar. So daai skeiding wat daar is, wat nou in daai Radical Two Kingdoms idee so ook is, dat daar's huis aan die kant en kerk aan die kant, maar samelewing iets anders. Ja, so dit bring jy in vreemde situasies, soos wat jy nou net genoem het, dat die vrou wat onderdanig moet wees aan haar eie man in die huis, kan heers oor haar man in die kerk of in die samelewing. Of dit wat haar verhoed om in die huis te heers, verhoed haar nie meer om oor die huishouding te heers in die kerk en die samelewing nie, in die owerheid nie. So jy het hierdie vreemde situasies, dat in terselfde tyd, so dink nou, veronderstel, sy is die staatspresident. Terselfde tyd moet sy onderdanig wees aan haar man, so haar man is haar hoof, en so sy moet onderdanig wees aan haar man, en sy is oor haar man, as staatspresident. So jy's in hierdie posisie waar sy's beide. Die enigste manier hoe jy daai kan oplos, is as jy sê, maar ons haal die huis en die owerheid, maak ons los van mekaar. So dit wat in die huis hier gebeur, dit bly binne die huis. En sodra sy uitstap in die publieke sfeer in, dan is dit wat in die huis geld hier nie meer nie. So hier is 'n ander koninkryk, 'n ander orde, en in hierdie orde is sy oor haar man. Maar jy praat nou nie eintlik meer van man en vrou nie, jy praat nou hier van owerheid en burger. So in hierdie sfeer sien mense hom nie meer as haar man nie. Mens sien hom net as die burger onder haar. Ja, dit maak nie sin nie. So Nee, dit maar ja, so jy het klop nie lekker. jy het hierdie snaakse ding dat sy is tegelykertydig in 'n rol van onderdanig wees en van heers oor haar man. Wat 'n baie vreemde situasie is. So hierdie is vir my 'n baie oulike raamwerk van Zachary, waar hy praat van die kerk en die owerheid as 'n verlenging van die huisgesin. En dit het my ook laat dink dat daar's 'n interessante parallel met die Amerikaanse regering en gereformeerde kerkregering. So as jy kry dit in Glenn Sunshine se boek, Slaying the Leviathan. Dis reg. En eindig in sy boek om te sê, hoe is die Amerikaanse regering opgestel, georden,
is aan die hand van die gereformeerde kerkregering. So hulle het daar gesien, hier's wysheid in hoe die gereformeerde kerkregering opgestel is. Hier's gemeentes wat selfstandig is, en waar daar sake is wat hierdie gemeentes met mekaar deel, waar hulle nie self op hulle eie dit opgelos kry nie, dan kom hulle saam in 'n meerdere vergadering. En dit was die oorspronklike idee met die Amerikaanse state, wat hulle selfstandig en hulle maak hulle eie besluite, maar dan sal sekere dinge wat hulle met mekaar in gemeen het en wat hulle nie op hulle eie kan oplos nie, en net vir daai goeters kom hulle by mekaar, en dit is die federale regering dan, is net vir daai goed. So daar's hierdie parallel. Maar so, jy het hierdie vreemde ding dan nou, dat jy het sommige wat sê, by die kerk hoort hierdie orde ook in geslagte, maar by die owerheid hoort dit nie. Maar ek dink eerder, jy sien hoe daai wysheid wat daar is by die kerk, en hoe die kerk se gesagsstruktuur ingerig word, sien jy dan by die owerheid dis ook wys om dit daar so te doen, en dan dieselfde as dit kom by die geslagsrolle, dat net soos wat as 'n vrou dien as 'n ouderling in die kerk, en dit bring haar in hierdie onhoudbare posisie, dat sy staan in 'n posisie waar sy met haar man leer, en oor haar man heers, waar is eintlik hy wat geroep word om haar te leer, en oor haar te heers. Nou kom sy in die owerheid in presies dieselfde probleem, waar sy weer in 'n posisie is, waar sy haar man moet leer en heers, waar is eintlik andersom. So die uiteinde is, dat die vrou, as hierdie geldig is, dat die owerheid is ook 'n verlenging van die huis, en die orde van die huis kom deur tot in die samelewing, dan is die vrou nie veronderstel om in daai gesagsposisies te beklee nie. Ja, en net om daarby aan te sluit, en dit is nogal net ietsie wat ek weer eens besef het in hierdie hoofstuk wat hy uitgelig het, is dat want die vrou se ontwerp verander nie. Sy bly hoe die Here ontwerp het, en dit is om nie in gesag te staan nie. Daai behalwe natuurlik in die huisgesin en so aan, jy weet, oor die kinders in daai opsig. Maar hoe die Here haar saamgestel het, kan nie verander van een plek na 'n ander plek nie. Ja, so daai vraag oor die natuurorde. Ja. Om te sê, hoe het God die man en die vrou gemaak? Wat is die natuur? Wat is die natuur van die man? Wat is die natuur van die vrou? En dit moet deurgaan in die huis, in die kerk en in die samelewing. Ja, nee goed, maar kom ons sluit daar af. Miskien kan ek so afsluit. Mag ons met leeumoed teen ons begeerte baklei wat die skepingsorde wil omvergooi. Ja. En is daai leeumoed gewerk deur die leeu van Juda.